Groot is Heer, rechtvaardig en getrouw, die wat beloftes hou van wees. Groot is Heer, gekleed in majesteit, spreekt eerlijk wees. So ek sal die loof, vir ewig sing van die grootheid. Ja, ek sal die loof, verwonder deur die goedheid. Ek sal die loof, vir ewig sing van die goedheid. Ek sal die loof, verwonder deur die grootheid. Groot is die Heer, groot is die Heer, groot is die Heer, groot is die Heer, groot is die Heer. U gaan voor ons uit, barmhartigheid die wees. Ek sal die loof, vir ewig sing van die goedheid. Ek sal die loof, verwonder deur die grootheid. Ja, ek sal die loof, vir ewig sing van die goedheid. Ek sal die loof, verwonder deur die grootheid. Die heerskappy staan vas, die koninkryk, die mag, die heerlikheid, behoort aan U. Geslagte wat getuig die skepping wat, sal juig die heerlikheid, behoort aan U. Ek sal die loof, vir ewig sing van die goedheid. Ek sal die loof, verwonder deur die grootheid. Ja, ek sal die loof, vir ewig sing van die goedheid. Ek sal die loof, verwonder deur die grootheid. Groot is die Heer, groot is die Heer, groot is die Heer, groot is die Heer, groot is die Heer. Die wilde van die Heer, gekleed in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy kleed homself met lig, in duisternis moet vlug, begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons sing, hoe groot is ons God, en almal sal sien, hoe groot is ons God. Eeuwe kom en gaan, en tyd is in sy hand, begin en die einde, begin en die einde. Die God
altyd drie neer. Vader, Gees en Seun, die leeu en die lam, die leeu en die lam, hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, en almal sal sien hoe groot is ons God. Hy is die naam bo elke naam, waardig is die Lam, en my hart sal sing, hoe groot is ons God. Hy is die naam bo elke naam. Hy is die naam bo elke naam, waardig is die Lam, en my hart sal sing, hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, en almal sal sien, hoe groot is ons God. Baie dankie, jy kan die sitplekke neem.
Dankie aan ons lofprysing en aanbiddingsgroep. Ek sal nou bid. Môre almal. Ek het nou nie my gewone rondes gedoen soos gewoonlik nie. Want as 'n ou die woord bring, het jy nou ander verantwoordelikhede. En het ons nie vanoggend gesukkel nie. Toe André gebid het, toe bid hy en hy sê, Here, laat alles tog net goed afloop. Nou dinge het vanoggend vroeg al begin skeefloop. Toe ek opgestaan het, toe stamp ek my skeen teen die kas. So 'n lekker 3 cm, maar die velle is om 'n nerf af. En ek het amper in vreemde tale gepraat en nie noodwendig hemelse tale nie, maar ek het toe nie. En dit was die begin en toe ons hier kom, toe wil die SSP nie werk nie, ons sisteem om die woorde op te kry nie, het ons omtrent gesukkel daarmee. En ek sê later vir Sonja, sy kom na my en sy gaan nou bid. Ek sê ja, ek loop ook al hier op en af en bid. En net 'n kort rukkie daarna toe kry ons dit reg. So ons het fantastiese IT ouens wat gehelp het, maar alle eer aan die Here wat dit toe vir ons gemaak werk het toe op die einde van die dag. Kom ons sluit gou die oë. Here, baie baie dankie dat ons vanmôre hier kan wees. Dankie dat ons U naam kan oplig. En soos hierdie lied ook gesê het wat ons nou gesing het, I surrender all. Ons kom vanmôre en ons gee al ons bagasie oor aan U en ons kom lê dit by U voete neer en ons los dit daar en ons weet U is in beheer en U sal dit vir ons uitsorteer. Dankie dat U getroue God is, liefdevolle en 'n barmhartige God is. Seën hierdie samekoms, Here, want dit is om U naam op te lig. En word verheerlik, help vir my wat die woord gaan bring, dat ek dit suiwer sal oorbring en dat die saad wat gesaai word op goeie grond sal val. Ons gee U al die eer daarvoor in Jesus naam. Amen. Okay, so as ek vir jou moet vra, as jy kan dink aan jou jong dae, jou sonndagskooldae, watse verhaal staan vir jou uit? Ek dink die meeste kinders sal sê, dis of Moses wat deur die Rooi See gegaan het, of die geboorte van Jesus, maar dan is daar ook Jona en die vis. Jona is mos maar 'n baie bekende verhaal. Ek wens ek kon gepreek het sonder my bril, dit sou so lekker gewees, maar kan nie. So die inspirasie van my boodskap vandag kom uit die verhaal van Jona. En aanvanklik klink dit na 'n heel eenvoudige verhaal. Jona, 'n man en 'n vis. Maar as ons bietjie nader gaan kyk, dan sien ons daar's eintlik 'n klomp pragtige waarhede in die verhaal van Jona wat van toepassing is op ons vandag nog. En ek dink die meeste van ons het al oomblikke beleef, dink gou vir jouself nou, wat ons duidelik van God gehoor het wat ons moes doen, en toe heeltemal iets anders gaan doen het. Nie omdat ons verkeerd gehoor het nie omdat ons verward was nie, maar eenvoudig omdat ons gedink het ons weet van beter. En ons wil ons eie sin gehad het en ons wou nie vir God gehoorsaam het nie. En soms weier mense om dit wat God vir hulle te sê na te kom uit rebellie uit, en ander kere weier hulle stilweg of hulle versuim stilweg deur met iets anders besig te raak of dalk as gevolg van bitterheid of vrees of kompromie. En hulle woon dalk steeds nog die kerk by en hulle neem deel aan die lofprysing en aanbidding en hulle groet vir jou vriendelik en hulle glimlag vir almal en dit lyk op die oog af asof daar niks verkeerd is nie, terwyl hulle innerlik eintlik besig is om weg te vlug van dit waarvoor God hulle geroep het. Nou Jona was so 'n persoon en die verhaal van Jona leer vir ons, jy gaan sien deur my boodskap vanoggend gaan ek 'n paar keer vir jou sê en hier is nog 'n waarheid. Want daar's so baie dinge uit die verhaal van Jona wat jy miskien nog nooit raak gelees het nie. So ek vertrou regtig vanmôre dat na hierdie boodskap jy dalk 'n beter begrip sal hê van wat gebeur wanneer ons van God weghardloop of nie luister nie of ongehoorsaam is. Hoekom is mense ongehoorsaam en dan ook hoe God ons liefdevol terugbring weer. So Jona, die kernding wat vir my uitstaan in die verhaal van Jona is dat jy kan vlug van God se opdrag, reg? Maar jy kan nie vlug van sy teenwoordigheid nie. Dit kan jy nooit reg kry nie. En let wel, Jona was nie 'n ongelowige man nie, hy was 'n profeet. Hy het die stem van God geken. En tog, toe God vir hom sê, gaan na Ninive, het Jona gekies om dit nie te doen nie. Hy het gekies om te vlug en hy het aan boord van 'n skip gegaan
op pad na Tarsus, heeltemal in 'n ander rigting as waarheen God hom gestuur het, omdat hy nie gemaklik was met God se opdrag nie. Dit het nie so lekker gesit met hom nie. En ons sal nou 'n bietjie meer daaroor sê. Dit het vir hom ongerieflik gevoel en selfs 'n bietjie onregverdig. En as ons eerlik met onsself moet wees, dan sal ons onsself ergens in hierdie verhaal van Jona vind. Want jy sien, Jona het nie gesukkel om God te hoor nie. Hy het gesukkel om gehoorsaam te wees aan God. Stel jou gou voor 'n kind wat weghardloop van die huis af, nadat hy 'n argument met sy pa gehad. Sy pa het hom berisp oor iets, en nou hardloop hy weg. En na 'n paar ure buite op straat begin dit donker word, en hy raak bang en hy raak honger. Intussentyd is die pa by die huis, en hy soek vir die kind, en hy kan nie wag dat die kind moet terugkom nie, en die pa het nooit opgehou om lief te wees vir die kind nie. En dan later kom die kind terug na die huis toe. En ek dink dit is hoe baie van ons vir God ook behandel. Ons hardloop omdat ons dink sy wil is te moeilik, is te pynlik, ons kan dit nie nakom, dit is te veel eisend. En dan intussentyd, terwyl ons hardloop, agtervolg God vir ons met sy onbeskryflike liefde en genade, soos wat hy met Jona gedoen het. En ek wil vandag 'n paar gedagtes met jou deel. Ek dink hierso 7 gedagtes, maar hulle is nie so lank nie. Ons het nog nagmaal ook, so ek gaan probeer om nie te lank te praat nie. Die eerste gedagte is, daar was 'n opdrag van God, en daar was 'n weiering. Okay? Jy moet die twee sien, opdrag en weiering. Kom ons lees saam, Jona 1 vers 1 tot 3. En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive, en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Maar Jona het hom klaargemaak om na Tarsus te vlug, van die aangesig van die Here af weg. En hy het na Jafo afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsus sou vaar, en hy het die reisgeld daarvoor betaal, en daarin geklim om saam met hulle na Tarsus te vaar, van die aangesig van God af weg, van die Here af weg. So, die woord van die Here kom tot Jona, en hy sê vir hom, Jona, gaan na Ninive, gaan preek, waarsku vir hulle, dat hulle moet bekeer van hulle weë, en Jona se reaksie is, hy hardloop weg van die Here af. En wat opvallend is, dat Jona het nie getalm nie, en hy het ook nie gemaak of hy nie gehoor het nie. Nee, die eerste ding wat hy doen is hy hardloop. En hy hardloop nie net in enige rigting nie, hy hardloop in presies die teenoorgestelde rigting. Want Ninive was na die ooste toe, en Tarsus was na die weste toe, en hy sê, ek gaan so ver as wat ek kan, van die aangesig van die Here af weghardloop. Want as ek kan wegkom van hom af, dan miskien gaan hierdie opdrag van hom weg. En baie mense se ongehoorsaamheid is opsetlik of doelbewus, soos Jona. Hy het 'n besluit gemaak. Hy het intentioneel gekies. Ek gaan nie doen wat die Here vir my gesê het ek moet doen nie. En ons weet ook waarom Jona gehardloop het, want in Jona 4 lees ons dat Jona het geweet dat indien hy preek vir die mense in Ninive en hulle tot bekering kom, God hulle genadig sou wees. En Jona het gedink dat hulle dit nie verdien nie. Hy het gedink dat die mense nie God se genade verdien nie. En hy wou nie gehaat het dat God hulle moes vergewe nie. En dis een van die redes hoekom hy nie soontoe wou gaan nie. Jy sien, soms is ongehoorsaamheid aan God nie omdat ons nie verstaan nie. Dis omdat ons nie saamstem met wat God vir ons sê nie. Ons opinie is vir ons belangriker. God sê vergewe, ons sê nee, ek wil loop met 'n wrok in my. God sê laat gaan, hy sê nee, ek gaan vasklou aan dit wat ek het. God sê gaan na 'n sekere plek toe. Jy sê nee, ek bly net hier waar ek is. Ek gaan nie. Tweede punt is, jy kan hardloop, maar jy kan nie ontsnap nie. So, Jona is op die skip, op pad na Tarsus. God agtervolg hom en God stuur 'n storm, groot wind op die see. Jona hardloop, maar God is agter hom aan. Die skip breek uitmekaar. Matrose is bang, hulle raak vreesbevange. En wat doen Jona? Hy slaap. Kom ons lees Jona 1 vers 4 tot 6. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp, en toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop om skipbreek te ly.
Toe word die seeliede, dis die matrose, bang en het elkeen tot sy God geroep en die lading wat in die skip was in die see gegooi om vir hulle verligting aan te bring. Maar Jona het na die onderste dele van die skip afgeklim en daar gaan lê en vas aan die slaap geraak. Daarop kom die skipskaptein na hom toe aan en sê vir hom, wat makeer jou dat jy so vas slaap? Staan op, roep tot jou God. Miskien sal die God aan ons dink, sodat ons nie vergaan nie. En hier's iets wat jy moet hoor. Jy kan van God af wegvlug en steeds nie baie ongemaklik voel daaroor nie. Julle gehoor? Jy kan van God af wegvlug en steeds nie vreeslik onrustig of ongemaklik voel daaroor nie. En hier is nog 'n belangrike waarheid. God sal jou vrede versteur om jou doel te herstel. Die storm was nie toevallig nie. God het dit spesiaal bewerkstellig om Jona weer op koers te kry. Jy sien, soms is die chaos in ons lewens nie toeval nie, dis regstelling, nie straf nie, maar goddelike ingryping. Nou, meeste van julle het al my getuienis gehoor van toe ek en Marlene deur ons egskeiding gegaan het. En hier, dis 'n baie goeie voorbeeld van goddelike ingryping. Want ek was op pad in heeltemal 'n ander rigting. En God stuur, ek kan maar amper sê, stuur 'n egskeiding oor my pad, want God laat sekere dinge toe, om ons op 'n punt te kry, waar ons kan oorgee aan hom. En ek sou beslis nie vandag hier gestaan het, en vir julle gepreek het, as dit nie gebeur het nie. Dit was 'n goddelike ingryping. My egskeiding, die chaos in my lewe, was nie toevallig nie. Dit was deur God so bewerkstellig, nie as straf nie, maar om my weer op die regte koers te kry. Jy sien, want ons kan van God se opdrag vlug, maar ons sal nooit van sy teenwoordigheid kan wegvlug nie. Dawid sê so mooi in Psalm 139, vers 7 tot 12, baie bekende skrif. Eintlik die boodskap stel dit die mooiste, maar kom ons lees gou die ou vertaling. Waar sou ek heen gaan van u gees? En waarheen vlug van u aangesig? Klim ek op na die hemel? U is daar. En maak ek die doderyk my bed? Kyk, u is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou u hand my lei en die regterhand my vashou. En as ek sê, mag tog net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting, dan selfs die duisternis vir u nie donker nie. En die nag gee lig soos die dag, en die duisternis is soos die lig. Dawid sê hier, daar is geen plek op aarde waarin ons kan vlug, waar God se teenwoordigheid ons nie kan vind nie. Vra 'n bietjie die vraag af, probeer God nie dalk my aandag kry nie? Het ek iets geïgnoreer wat hy vir my gesê het om te doen? Die derde punt is, ons ongehoorsaamheid beïnvloed ander. Min mense besef dit. Die matrose het die lot gewerp en dit val op Jona. En toe weet almal, Jona is verantwoordelik vir hierdie storm. En hulle begin hom uitvra en hulle vra vir hom, maar wie is jy? Waar kom jy vandaan? Aan wat se volk behoort jy? Watter God aanbid jy? En Jona antwoord vir hulle en hy sê vir hulle, ek is 'n Hebreër, ek aanbid die God wat hemel en aarde gemaak het, die Here en wat die see en die land gemaak het. En die matrose het verskrik geword, hulle het bang geword, want hulle het geweet dat Jona is besig om weg te vlug van God. En hulle sê vir hom, hoe op aarde kan jy so iets doen? En die woord sê dat hulle het baie bang geraak, want die see het al hoe hewiger en hewiger geword, die storm. En Jona sê toe later vir hulle, gooi my in die see. Dis my skuld dat julle in hierdie situasie is. Jona 1 vers 14. Toe roep hulle tot die Here en sê, ag Here, dis nou die matrose, laat ons tog nie vergaan weens die lewe van hierdie man nie, en bring geen onskuldige bloed oor ons nie, want u Here het gedoen na u welbehae. En hulle het Jona geneem en hom in die see gegooi. En die see het stil geword van die onstuimigheid. En toe het die manne die Here gevrees met 'n groot vrees en 'n slagoffer aan die Here gebring en geloftes gedoen. En hier is nog 'n waarheid, jou ongehoorsaamheid, en ek het dit nou gesê, toe ek hierdie punt aangekondig het, jou ongehoorsaamheid beïnvloed nie net jouself nie, dit beïnvloed die mense rondom jou. Die matrose wat saam met Jona op die boot was,
het die gevaar geloop om te sterf op die see as gevolg van een persoon se ongehoorsaamheid. En daar's baie voorbeelde in die skrif. Ek het so 'n paar hier neergeskryf. Achan se sonde. Josua 7, na die val van Jerigo het die Here opdrag gegee dat alles wat in die stad gevind word, aan hom geoffer moes word. En daar was 'n man met die naam van Achan, en hy het besluit, hy gaan 'n gedeelte van hierdie byt vir homself neem. En in die daaropvolgende veldslag het die Israeliete 'n geweldige nederlaag gelei, en 'n klomp van hulle soldate het gesterf. Dawid se sensus, 1 Kronieke 21, lees ons dat Dawid het 'n sensus afgekondig in Israel. En God was nie tevrede daarmee nie, want jy sien, Dawid wou gehad het, hy wou getel het hoeveel soldate hy het, en hoeveel mense is daar in Israel. In plaas daarvan om op die beskerming van God staat te maak, het hy gesê, nee, kom ons tel eerder, dat ons kan weet. En God stuur 'n siekte-epidemie tussen Israel en 70.000 Israeliete sterf, as gevolg van een man se besluit om teen God te gaan. Dan Adam se ongehoorsaamheid. Adam se keuse om God te ongehoorsaam het nie net homself en vir Eva beïnvloed nie, maar die ganse mensdom, vir my en jou vandag nog. Ek het nou die dag gepraat daaroor. En dit het sonde en die dood en lyding in die wêreld ingebring. Jy sien, jou ongehoorsaamheid aan God beïnvloed ander mense. Van al hierdie voorbeelde is Achan se sonde seker die ene wat die naaste parallel met Jona loop, en miskien Dawid se sensus ook. Want jy sien, ons dink dikwels, dis my lewe, dis my keuses. Maar wat jy besluit, het 'n ripple effek, wat uitkring tot by jou familie, jou vrou, jou kinders, dalk jou kollegas by die werk, jou vriende, jou gemeenskap. Want om van God weg te hardloop is nooit 'n privaat ding net tussen jou en God nie. Daar's altyd iemand anders wat ook ly daaronder. Vierde punt is, die vis was God se genade in 'n ongemaklike plek. Min mense dink daaraan. As jy die storie van Jona hoor, dan dink jy, okay, ja, die vis het hom gered en uitgespoeg. Maar kom ons kyk gou daarna, Josua 1 vers 17. En die Here, dit gaan nie op die skerm wees nie, het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk. En Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. En ek dink die meeste van die mense wat hierdie verhaal lees, fokus op hierdie gedeelte, die groot vis. Maar ons moet nooit die betekenis van hierdie groot vis misloop nie, want die vis ook was nie straf nie, dit was weer eens God se genade en sy voorsiening, want sonder die vis sou Jona gesterf het. Jy sien, God sal ongemaklike plekke gebruik om jou te red. Die binnekant van die vis was alles behalwe gemaklik, dit was nat, dit was koud, dit was beknop, dit was bedompig, dit was eensaam. En God sal moeilike plekke in jou lewe gebruik om jou te red. Jona 2 vers 9. Ek sal met 'n danklied op my lippe vir u offers bring. Wat ek vir u beloof het, sal ek met graagte vir u gee. Dis net die Here wat ons kan red. Jy sien hierso in die ingewande van die vis begin Jona te bid. En hy begin uit te roep na God. God gebruik die vis om vir Jona te kry om terug te kom op sy roeping wat hy hom aanvanklik gestuur het. Jona 2 vers 10. Daarop het die Here die vis beveel om Jona op die droë grond uit te spoeg. Soms laat God ons toe om die algehele laagtepunt in ons lewens te bereik, sodat ons weer kan opkyk na hom. En miskien moet ek jou vanoggend ook vra, wat is die vis in jou lewe? Wat is die ingryping in jou lewe? Jou vis mag dalk wees 'n mislukking, miskien 'n mislukking van 'n huwelik, miskien 'n mislukking van 'n besigheid wat jy begin het, dalk is dit gesondheid in jou liggaam, dalk is dit 'n finansiële krisis in jou lewe, en jy gaan deur 'n moeilike tyd, en jy kan dit nie verstaan nie, en jy sê, Here, hoekom moet ek hierdeur gaan? Maar het jy al ooit gewonder of dit nie dalk God se genade is, wat besig is om uit te reik na jou nie, soos met Jona, wat die vis gestuur het nie. 'n tweede kans van 'n genadige God is my 5de punt. Jona 3 vers 1 tot 3. En die woord van die Here het vir die tweede maal tot Jona gekom en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en verkondig daar die boodskap wat ek jou sal sê.
En toe maak Jona hom klaar en hy gaan na Ninive volgens die woord van die Here, en Ninive was 'n ontsaglike groot stad, 3 dagreise te voet. Hierdie frase van die woord van die Here het vir 'n tweede maal tot Jona gekom, behoort eintlik vir ons hoop te gee, want God praat weer. God het nie net een keer met Jona gepraat en gesê, ek is nou klaar met jou nie. Mislukking is nooit 'n finaal vir God nie. Ons almal het al misluk ergens in ons lewens. Miskien het 'n paar van ons al 'n paar keer misluk. Ek het verseker al. Jy sien, Jona was ongehoorsaam, hy het gehardloop en hy het weerstand gebied teen God en God het hom steeds geroep. En daar's ander voorbeelde in die woord ook, pragtige voorbeelde wat jy ook sal ken. Petrus het God 3 maal verloon, en vir Jesus 3 maal verloon. En tog, nadat Jesus opgestaan het uit die dood, het hy hom weer verhef en vir hom 'n kragtige bediening gegee. En die Here Jesus het hom herstel, want Petrus het berou gehad en hy het bely en sy verhouding met die Here is herstel. En dan is daar Dawid. Dawid het egbreek gepleeg, hy het moord gepleeg. En tog het God hom magtiglik gebruik. God het hom vergewe. Ja, daar was nagevolge gewees, soos wat meeste van die tyd is met sonde. Sonde het gevolge in 'n mens se lewe. Dis baie min dat 'n mens sonde pleeg en jy nie gevolge het na die tyd nie. Maar Dawid is herstel ook en so ek sê, daar was gevolge van sy kinders is dood. Markus het 'n sendingreis laat vaar en dit het 'n skerp meningsverskil veroorsaak tussen Barnabas en Paulus. En tog het Paulus later in 2 Timoteus 4 spesifiek vir Markus se hulp gevra. Hy gee hom weer 'n kans. Die verlore seun, baie bekende gelykenis. In hierdie gelykenis verwelkom die vader die seun terug, hierdie eie wys seun wat sy eie ding wil gaan doen het. Vader verwerp hom, hy sê vir hom, kom hier, jy's my seun en hy ontvang hom met liefde. En dis vir my so 'n pragtige voorbeeld van die vaderhart van God teenoor mense wat berou het oor hulle verlede en hulle sondes. Jy sien, dis 'n algemene Bybelse patroon. Mense misluk, of hulle rebelleer, hulle bekeer, hulle bely, keer terug na God, en God vergewe, en God herstel, en hy gaan voort om hulle te gebruik. Maar jy moet ook dit hoor, jou rebellie of jou ongehoorsaamheid, verwyder nie altyd die aardse gevolge nie, soos met Dawid. Hy het hewige gevolge gelei, maar dit toon wel vir ons God se bereidwilligheid om ons te vergewe en ons weer te gebruik. Soos die profeet Jeremia geskryf het in Klaagliedere 3 vers 22, dit is die goeie tierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie, hulle is elke môre nuut, u trou is groot. Wat 'n fantastiese skrifgedeelte. God is die God, en ek het hier gesê van nog 'n kans, want ek wil nie sê tweede kans nie. Hoeveel van ons het nie al meer as 2 kansse gehad nie? 3de, 4de, 5de kans. Ek weet, Paulus sê, sal ons nou meer sondig, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie, en daaroor het ek ook al gepreek, ek dink ons verstaan dit, maar die feit bly staan, God se genade is onbeskryflik groot, en ons sal dit nooit kan verklaar nie. Hy is regtig die God van nog 'n kans. En jy mag dalk voel dat jy dit gemis het in jou lewe. Jy mag dalk voel dat jy misluk het, jy het te ver gegaan. Maar God sê, staan op, kom ons probeer weer. Onthou, dit gaan nie oor hoeveel keer jy val nie, dit gaan oor hoeveel keer jy opstaan. Want die Here is altyd daar om jou te ondersteun weer. En dan die laaste punt is, gehoorsaamheid sonder hartsverandering. Hoeveel kere doen ons nie wat die Here vir ons vra nie, maar ons gesindheid is nie reg nie, ons hart is nie reg nie. Ons het die verkeerde gesindhede. Jona het uiteindelik na Ninive toe gegaan, en hy het gepreek, en ja, die hele stad het tot bekering gekom, maar kom ons luister gou Jona 3 vers 10. En God het hulle werke gesien, dat hulle al bekeer het van hulle verkeerde weg. Toe het God berou gehad oor die onheil wat hy gesê het, dat hy hulle sou aandoen, en hy het dit nie gedoen nie. So God spaar vir Ninive. Maar kyk wat doen Jona, Jona 4 vers 1 en 2. Maar Jona was hieroor erg gestemd, en hy het kwaad geword. Toe bid hy tot die Here en sê, ag Here, het ek dit nie gedink terwyl ek nog in my land was nie. Daarom het ek tevore na Tarsis gevlug, want ek het geweet dat U 'n genadige en 'n barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en een wat berou het
oor die onheil. So Jona sê eintlik, Here, ek het geweet dat hierdie mense gaan genadig wees, en dis hoekom ek nie wou gegaan het nie. Want ek stem nie saam daarmee nie, want hulle verdien nie om gered te word nie. Hulle is 'n klomp sondige, goddelose mense. Hulle verdien eintlik u straf. Hulle verdien u toorn. Jy sien, hier is nog 'n waarheid. Waar is ek nou? Soms kan ons God uiterlik gehoorsaam, terwyl ons hom innerlik weerstaan. Want Jona het die regte ding gedoen, maar sy hart was nie daarin gewees nie. Jy sien, God wil nie net jou dade hê nie, hy wil nie net jou gehoorsaamheid hê nie, hy wil jou hart ook hê. As God vir jou vra om iets te doen, wil hy hê dat jy dit moet doen met oorgawe en uit gehoorsaamheid aan hom, sonder om hom te bevraagteken. Al stem jy nie met hom saam nie. Daar's baie kere wat God vir 'n mens iets sê wat glad nie vir jou sin maak op daai stadium nie. En die ding is om vir God onvoorwaardelik te vertrou, al maak dit nie saak nie. Al maak dit nie sin nie. En ek dink ons moet onsself die vraag afvra, gehoorsaam ek God teesinnig? Of wil ek my eie sin hê? Doen ek die regte ding, maar met die verkeerde gees of met die verkeerde motiewe? En dan die laaste punt, nommer 7, jou gehoorsaamheid moet gepaard gaan met die opregte medelee. Jona 4 vanaf vers 5. So Jona het nou gepreek van Ninive, hulle tot bekering gekom, God het hulle genadig gewees, en hy gaan sit buite die stad, in die ooste kant van die stad, en hy bou vir hom 'n skermpie teen die son, en nou kyk hy wat gaan gebeur met Ninive. En God bring 'n wonderboom voort, 'n boom wat skaduwee maak vir Jona, en Jona gaan sit in die skaduwee van die boom. En hy geniet dit, want die son is warm, en hy is so dankbaar oor hierdie boom wat God hom gegee het. Maar die volgende dag stuur God 'n wurm om die boom te kom vreet, en die boom vrek, die boom gaan dood. En later die dag stuur God 'n warm wind uit die ooste, en Jona sit daar in die warm wind, en die son skyn op hom, en die woord van die Here sê, hy het gewens dat hy eerder doodgaan. Jona 4 vers 9 tot 11. Toe sê God vir Jona, het jy rede om vertoornd te wees oor die wonderboom? En hy antwoord, ek het rede om vertoornd te wees tot die dood toe. Verder sê die Here, jy wil die wonderboom spaar, waar jy geen arbeid aan bestee het nie, en wat jy nie groot gemaak het nie, wat in een nag ontstaan en in een nag vergaan het. Maar ek mag Ninive, die groot stad, nie spaar nie, waarin meer as 120.000 mense is, wat die onderskeid tussen hulle regter en hulle linkerhand nie weet nie, en baie vee. So, God gee vir Jona die boom, die skaduwee, en dan neem hy dit weg, en Jona is ontsteld, en God sê vir hom, jy gee om vir die plant, mag ek nie omgee vir Ninive nie. En hier is nog 'n waarheid, Jona het sy eie opinie gestel, bo die lewens van hierdie mense. En dis waar alles by mekaar kom, jy sien, miskien moet ons almal onsself die vraag afvra, wat maak vir ons meer saak? Ons opinie, ons eie wil, of God se sending? Ons kies dikwels gerief bo roeping, of gemak bo gehoorsaamheid, of onsself bokant iemand anders. Jona se storie eindig eintlik met 'n vraag. Sal jy gehoorsaam wees? Nie wanneer dit maklik is nie, ook nie wanneer dit sin maak nie, maar wanneer dit moeilik is, ongemaklik is en ongerieflik is. Ek wil jou vanmôre vra, en dis die tema van hierdie boodskap, waarheen hardloop jy? Waarheen hardloop jy in jou lewe? Wat is die Ninive in jou lewe? Wat is dit wat God vir jou gesê het om te doen, wat jy gesê het, ek gaan dit nie doen nie? En ek het 'n paar goed hier neergeskryf, en ek dink is 9 punte, ek gaan dit gou vir jou lees. Jy weet dalk dat jy iemand moet vergewe, omdat God vergifnis beveel, maar jy kies om bitterheid en wrok in jou lewe vas te klou. Jy voel oortuig om met 'n vriend of 'n familielid te versoen, maar jy weier om die eerste stap te neem omdat jy trots is. Jy weet dat skinder verkeerd is, maar jy bespreek steeds skadelike of vertroulike inligting oor met iemand anders, omdat dit vir jou bevredigend en vermaaklik is. Jy voel dat God jou lei om iemand wat in nood is te seën met iets, maar jy kies om nie te help nie, omdat jy wil nie jou gemaksone versteur nie. Jy weet dat jy in 'n ongesonde of 'n sondige verhouding
met iemand is en dit moet beëindig, maar jy gaan voort, omdat jy dit meer geniet as gehoorsaamheid aan God. Jy weet dat jy tyd aan gebed en die skrif moet spandeer, maar jy kies voortdurend ander prioriteite, omdat dit vir jou meer aangenaam lyk. Jy voel gelei om jou geloof met 'n vriend of 'n kollega te deel, maar jy hou terug, omdat jy bang is jy word verwerp in jou werksomgewing. Miskien weet en ervaar jy vanoggend dat jy jou lewe met die Here moet regmaak, maar jy is nie heeltemal bereid om die volle prys te betaal nie. Miskien is jy bewus dat God jou geroep het vir 'n spesifieke bedieningsarea, en jy sê, nee Here, ek gaan nie, ek weier, omdat dit pas nie by my planne in nie, want dit gaan tyd en opoffering vra. Ek wil vanmôre vir jou sê, moenie wag vir 'n storm nie, soos met Jona nie. Moenie wag vir 'n vis om tussenin te kom om jou weer op die regte koers te kry nie. Want dieselfde God wat vir Jona agtervolg het, agtervolg ook vir my en vir jou. En sy liefde en sy genade is baie, baie groter as ons ongehoorsaamheid. As jy vanmôre hier sit en jy weet jy moet jou lewe met die Here regmaak, wil ek vir jou aanmoedig om nie uit te stel nie. Die woord van die Here sê, as jy my woord hoor vandag, verhard jou hart nie. Baie mense kry nie die keuse om dit te doen nie. Baie mense is nooit in die posisie om daaroor te dink en 'n besluit te maak nie. Maar dink 'n bietjie aan Jona. Jona wat 'n opdrag gekry het, wat geweier het, wie se keuse ander mense beïnvloed het, wat deur 'n moeilike situasie moes gaan, of eintlik weer op koers gekom het. Die Here sê, ek is die God van nog 'n kans. Ek is die God van nog 'n kans. Kom ons bid. Here, baie dankie, dat ons vanmôre kan weet dat U is die God van nog 'n kans, en dat U liefde en barmhartigheid, genade vir ons genoeg is. Ek vra dat U in harte sal werk vandag, Here. As iemand is wat weet dat daar iets is wat hy moet regmaak met U, iemand wat weet dat U vir hom geroep het vir iets, iemand wat weet dat U vir hom gevra het om iets te doen en nog die hele tyd uitstel en weier, dat daar iets in hulle harte sal gebeur. En dat hulle sal besef, Here, dat U is die God van nog 'n kans. En dat U liefde hulle agtervolg waar hulle ook al gaan. En dat ons nooit, Here, van U teenwoordigheid kan wegvlug nie. Ja, ons kan weghardloop van die opdrag, maar ons kan nooit van U weghardloop nie. Dankie, Here Jesus, dat U getrou is, dat U 'n waarmaker van U woord is. En ons gee vir U al die eer. Amen. Die spanne wat ons gaan help met die nagmaal, julle kan vorentoe kom. Die sakrament van die heilige nagmaal, ek sê dit altyd, want dit is vir my so kosbaar. Dis deur Jesus self ingestel, en dis ook wat 'n sakrament is. Iets wat deur Jesus self ingestel is, en Paulus beskryf dit so mooi in 1 Korintiërs 11, en hy sê in vers 23, en ek lees jou uit die boodskapvertaling uit, kom ek verduidelik weer vir julle wat die Here self oor die nagmaal gesê het. Dit alles het die nag gebeur toe Jesus gevang is. 'n Rukkie voor hy gevang is, het hy saam met sy getrouste volgelinge geëet. En dan gaan Paulus verder en hy beskryf hoe Jesus die brood en die wyn aan sy disippels bedien het en vir hulle opdrag gegee het om die nagmaal daarna te gebruik tot sy gedagtenis. En ek wil 5 redes met jou deel oor hoekom die gebruik van die nagmaal vir my en vir jou as gelowige so belangrik en so kosbaar is. In die eerste plek is die nagmaal 'n gedagtenismaaltyd, want dit herinner vir ons aan dit wat die Here Jesus Christus aan die kruis vir elkeen van ons gedoen het. Die hoogste prys betaal, hy met sy lewe betaal, sodat ons kan vry wees. 'n Plaasvervangende en is dood vir ons gesterf het. In die tweede plek is die nagmaal 'n waarborg. Jesus self het gesê, dit is my liggaam en dit is my bloed. En daarom is die nagmaal ons waarborg dat Jesus Christus se offer aan die kruis werklik vir my en jou persoonlike sondes betaal het. Werklik vir ons betaal het. Dit verseker ons van die ewige lewe en deelname aan die nuwe verbond. Die nagmaal dien as 'n gemeenskap aan sy liggaam
en met ander gelowiges. Dis 'n geleentheid wat ons saam met ander gelowiges vier, juis sodat ons kan onthou dat Jesus ons almal liefhet en dat ons mekaar ook so moet lief hê. En dan in die vierde plek die nagmaal verkondig 'n toekomsverwagting. Wanneer ons die tekens gebruik, dan kyk ons vooruit na sy wederkoms en verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy kom. En sien ons uit na die dag wanneer hy die hemel en die aarde nuut sal maak, sodat geregtigheid daarin kan woon. En dan die laaste punt is die nagmaal is 'n fees van vreugde en dankbaarheid. Ja, ons vier dit wel met gewyde erns, maar ons doen dit met vreugde as ons dink dat Jesus vir ons die prys betaal het. En ons dink ook en ons sien uit na die bruilofsmaaltyd van die lam. Wat 'n wonderlike vooruitsig. Spanne, julle kan vir my die tekens nou uitdeel. As jy die tekens gekry het, hou dit net eers vas. Ons gaan dit almal saam gebruik. En dan gaan ek net nog vir ons 2 skriffies lees en dan gaan ons die nagmaal saam gebruik hoor. Gou sien of enige iemand dalk oorgeslaan is met die tekens, die brood en die sout, enige iemand? Het lyk asof almal het. Kom ons lees verder na wat die apostel Paulus sê in 1 Korintiërs en ek lees jou 11 van vers 23 tot 26. Weer uit die boodskapvertaling. Hy het die brood gevat en vir God daarvoor dankie gesê. En hy breek die groot stuk brood toe in kleiner stukke en deel dit uit. En terwyl hy dit doen, sê hy, dit is my liggaam, wat net so gebreek word, julle sal daarby baat. Elke keer as julle dit eet, moet julle dink aan wat ek alles vir julle gedoen het. En toe hulle amper klaar geëet het, vat Jesus die groot beker waarin die wyn gehou is, en toe sê hy, die wyn in hierdie beker staan vir die nuwe ooreenkoms, wat God met julle gemaak het, omdat my bloed vir julle gevloei het. Drink die wyn en elke keer as julle dit drink, onthou dan wat ek vir julle gedoen het. Eet die brood en drink die wyn dus in hierdie gesindheid totdat die Here terugkom. En as julle dit so doen, is dit so goed soos 'n preek vir almal om te sien wat die dood van die Here vir julle beteken. Wat 'n pragtige gedeelte. En ek dink die boodskapvertaling verduidelik dit net so mooi. Ek wil jou uitnooi om deel te neem aan die gebruik van die tekens. Praat met jou vrou of jou vriend langs jou. Julle kan saam bid ook as julle wil, maar kom ons gebruik die volgende 2-3 minute net vir die gebruik van hierdie tekens en sê vir die Here dankie vir die offer wat hy vir ons betaal het. Baie dankie, u kan u houertjies na die middel toe, na die gang stuur, daar sal iemand wees om dit daar by u te neem. Is julle nog besig? Kom ons staan en sing ons lekker saam. Ons gaan I Surrender doen, hè? Of waarmee sluit ons af? Ja, dans. Dans. Is julle lus vir dans? Kom ons sing dans. Kom ons sing dans en daarna sal ek vir ons 'n seëngebed doen. Kom ons dans.
Baie dankie, kom ons sluit die oë. Here, baie dankie vir 'n wonderlike voorreg om vandag in die huis van die Here te kon gewees het. Dankie dat ons tyd in U teenwoordigheid kon deurbring. En Here, dis my gebed dat wanneer die mense hier sal uitstap, dat die Gees van die lewende God saam met hulle sal wees en hulle sal beskerm en sal dra en sal oplig in hierdie tyd wat ons nou lewe. En Here, dit die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen sal wees. Amen. Seën vir julle. My vreugde